Goeienaand. Vriende, baie welkom by 2025 se Kerssangdiens. Mag dit vir ons 'n vreugdevolle saamwees vanaand wees. Baie welkom ook aan almal wat besoekers is vanaand. Dis lekker om so saam met mekaar te wees. Ek gaan vra dat ons gou mekaar groet, dat jy net seker maak wie sit langs jou, sê net vir mekaar 'n goeie aand. Vriende, ons is vanaand hier om te sing, na musiek te luister, maar nie net dit nie. Ons is vanaand hier, en ons het hierheen gekom, om die grootste waarheid nog ooit weer te onthou. Wanneer mense hoop verloor, kom God. Wanneer die wêreld donker word, bring God lig. Wanneer ons harte seer is, dan fluister hy, ek is naby. In die middel van 'n nag, in 'n klein dorpie, in 'n stal, het die lig van God begin skyn. En tot vandag toe nog, kon geen duisternis dit uithoof nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, in hierdie heilige Kersseisoen, waar lig die duisternis deurbreek, waar hoop weer wakker word, genade, barmhartigheid en vrede, vir julle almal en vir elkeen. Mag die Here self die lig wat in die duisternis skyn, die lig wat die duisternis nie kan uitdoof nie, vandag julle harte verhelder, julle vreugde verdiep, julle oë oopmaak om sy teenwoordigheid te sien. Mag elke lied wat ons sing, 'n vonk van sy ewige lig in ons dra. Mag elke woord die warmte van sy liefde bring, en mag elke hart vanaand weer ontdek, God is met ons, Immanuel. As
ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Ons steek vanaand die Christuskers aan. In hierdie vlam sien ons die herinnering van Christus, wat die lig vir die wêreld is. Mag elke hart vanaand weer warm word aan sy teenwoordigheid hier vanaand. Kom ons sluit die oë. Here ons God, vul vanaand hierdie kerk met vrede. Maak ons harte stil. Laat u lig deurbreek waar ons donker voel. Amen. Kom in die gees nou naby.
In die Ou Testament sê Jesaja, U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Vriende, lank voor die geboorte van Jesus het God dus al gesê, die volk wat in duisternis wandel, sien 'n groot lig. Israel het deur donker tye gegaan. Daar was hulle sonde, daar was oorlog, daar was God wat hulle gestraf het. Daar was die onsekerheid, daar was gebroke mense. Maar God sê, ek het julle nie vergeet nie. Ek het julle nie vergeet nie. Ek kom self as die lig vir die wêreld. Ek dink die meeste kinders het nou die boodskap gesien, maar as daar nog kinders is wat wil uitgaan, is julle baie welkom. Christus is verwaan, is geboren die nacht. Daarom sing engele bly, duisternis is nou verby. Herder sou daar die nacht, oor ons kante die wacht. As die kinders reg is, gaan ons hulle nou vra om weer terug te kom. Ekskuus, die koor gaan eers sing, jammer. Julle is haastig.
Ja, baie. Ek klink te veel. Stof hoor my. Jy nie rons vandag nie. Hou jou toe. Niks nie. Dis nie batterye. En nou gaan die kinders instap en ek wil hê dat al julle instap moet julle sommer self kyk hoe julle liggies die donkerte wegstoot en lig bring. Toe julle nou ingekom het, hoop ek het julle gesien hoe dat die donkerte weghardloop. Want al is dit donker, as die lig daar kom, dan vlug die donker. As dit donker is ons mos baie keer bang. Want ons kan nie sien waar ons loop nie, en ons kan ook nie sien wie is nog in die vertrek nie. As dit donker is, voel ons soms alleen. En alles lyk sommer erger as wat dit is. As ons die kersies nou voor ons hou, sien julle, een klein liggie, kyk hoe vinnig hardloop die donker weg, as die liggie aan is. Die donker kan nie bly waar die lig is nie, want as die lig skyn, dan verdwyn die donker. En Jesus is presies soos hierdie klein liggie. Hy het na die wêreld gekom wat donker was, vol hartseer, vol pyn, vol dinge wat nie lekker is nie. Oorlog wat ons nou net van gehoor het, daar waar ons bang is. Maar Jesus gee die liggie vanaand vir julle en sê, moenie bang wees nie. As jy hierdie liggie vashou, of 'n ander liggie vashou, onthou altyd, Jesus is by jou. Hy maak jou moedeloosheid ligter. Jesus help jou as jy bang is. Hy wys vir jou waar om te loop. En weet jy wat nog mooier is? As almal van ons saam ons liggies laat skyn, dan word die hele wêreld ligter. Kyk hoe mooi skyn julle almal se liggie saam soos julle hier staan. En dis hoe Jesus wil hê die lig moet skyn deur ons sy kinders. So laat julle liggie skyn, gemeente, daar waar julle is, laat julle liggie skyn om die donker ook weg te dryf. Ons gaan nou saam sing, julle kan net nie bly staan kinders, en dan sing ons al was ek nie daar nie. Ja.
sing nie daar nie, ek weet het is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar, besof ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet het is so, die herders en wysers het het eerste geglo. En deur al die jare, al Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Terwyl die gemeente opstaan dat ons die volgende lied gaan sing, kan julle kinders gaan sit, maar hou julle liggies altyd naby julle. En onthou dat Jesus ook wil hê julle met julle liggies laat skyn. So kinders, julle kan gaan sit. Gemeente, kom ons staan en sing ons saam, U is die lig. Gaan ons die preekstoel se ligte nou aan. In Lukas 2 lees ons saam oor die geboorte van hierdie lig van Jesus Christus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur was in die provinsie van Sirië. Almal het gegaan om hulle daar te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word.
Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Jesus kom nie as 'n koning op 'n troon nie, maar as 'n baba in 'n krib. Ons kan dalk vra waarom, sodat niemand ooit hoef te dink, ek is nie goed genoeg vir God nie, of God verstaan my nie, of God is ver weg en verstaan nie mense nie. Hy het gekies om naby te wees, tussen gewone mense, tussen die harde realiteite van die lewe, tussen diere en strooi. God kies om altyd naby ons te wees. Alles op die opgevouwen, met die nacht die in je koor, met die blije evangelie, uit die hemel aangehoord. Kom, loop die Heer, loop die Heer, loop die Heere God, en die hoogste Heer,
soom Heer. Kleine koning, parapapapa, wat kan ek vir U bring, parapapapa? It's on my heart and drum, rapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. So kan ek hier, rapapam-pam, op my troon, op my troon, op my troon. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Vriende, die herders was maar randmense. Hulle was nie belangrik nie. Hulle was arm, eenvoudig, onbekend. Maar God kies juis vir hulle om hierdie vreugdevolle tyding heel eerste te hoor. Vandag is die verlosser gebore. Gloria. Verheerlik die Heer. Wanneer hierdie lied gesing word, wat ons nou volgende gaan sing, of wanneer die koor die lied sing, kan ons gerus ook ons liggies ophoog hou. Zeg weer.
Vir die wat dalk hulle kers al aangesteek het, julle kan dit maar eers doodblaas. Ons gaan later weer 'n geleentheid hê waar ons dit aansteek, almal saam as gemeente. Ek's net bang julle hande brand dalk 'n bietjie daar. In Johannes 1 lees ons, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons leef in 'n wêreld wat soms baie donker voel. Vir sommige was hierdie jaar vol vreugde.
Nuwe lewens, nuwe drome, genesing, 'n nuwe begin. Maar vir ander was dit 'n jaar van verlies, teleurstelling, siekte, stikkende verhoudings, ekonomiese druk en stille trane. Duisternis het baie name, maar die evangelie van Kersfees sê, die lig kom juis wanneer dit donker is. Nie nadat dit beter gaan nie, maar in die middel van daardie donkerte. Wanneer God mens word in Jesus, sê hy vir ons 3 dinge. Heel eerste sê hy, God is nie ver nie. God is baie naby aan my. God is nie daar ver op 'n wolk nie. Hy is nie 'n God wat wag dat jy en ek eers ons lewens sal regkry nie. Nee, hy is 'n God in 'n stal. Hy is 'n God in mensvorm. Hy is 'n God wat weet hoe hartseer voel. Wanneer jy bid, dan hoef ons nie te sê, Here, ek hoop, U hoor my daarbo ergens nie. Jy kan roep na 'n God wat hier is, by jou, saam met jou. Die duisternis wen nie. Jesus kom in 'n tyd van Romeinse onderdrukking, van armoede, van politieke chaos, in 'n tyd van geweld. Maar die eerste woord van Kersfees is, moenie bang wees nie. God word nie verslaan nie. Lig word nie oorwin nie. Sonde, dood, vrees, verloor uiteindelik krag wanneer Christus Jesus kom. Vriende, hierdie lig skyn in ons. Johannes sê, die lig skyn in die duisternis. En Jesus het gesê, julle, ons is die lig vir die wêreld. So, wanneer ons vergewe, wanneer ons help, wanneer ons luister, wanneer ons gee, wanneer ons iemand se seer dra, dan skyn die lig van Jesus Christus deur ons. Kersfees is iets om te vier, maar nie net om te vier nie. Kersfees is iets om te leef. Selfs 'n klein lig breek 'n kamer se duisternis oop. Jy hoef nie 'n groot held te wees nie. Wees net 'n lig daar waar jy is. In jou huis, in jou skool, in jou werkplek, in die aftreeoord, in jou familie. Die wêreld het Jesus se lig nodig. En God het jou gekies om hierdie lig uit te dra. Amen. Jesus kind, long for
Kersfees roep ons op om ligdraers te wees. Johannes sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Matteus 5 sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. In Johannes 1 sien ons dat Jesus self die lig vir die wêreld is, die lig wat in die duisternis skyn en nie uitgedoof kan word nie. En Matteus 5 herinner ons dat ons as sy volgelinge hierdie lig moet uitdra. God roep ons om so stadsligte op 'n berg te wees, sigbaar, hoopvol en vol liefde. Wanneer ons goed doen, vriendelik leef en ander dien, skyn Christus se lig deur ons en wys dit vir die wêreld wie hy is. As 'n teken hiervan gaan ons nou die kersse aansteek, ons gaan omkom, almal gaan mekaar se kersse aansteek, en terwyl ons dan, U is die lig wat deur die donker skyn, gaan ons hierdie kersse vashou, en ook vanaand sê, ons is hierdie lig wat hy vir ons gee.
ons God en Heer, ons bring aan U die eer. U is oorwinnaar uit die dood geslaan, U het ons sonde uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die oorlog
Net voor ons die seën uitspreek, onthou ons het koffie en tee, ons kan heerlik as familie saam na die tyd ook kuier. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die vrede van Christus jou hart vul. Mag die lig van Christus jou elke dag lei en mag die liefde van Christus deur jou skyn waar hy jou ook al stuur. Amen. Ons laat geskenke sake,